Come thou fount of every blessing, tune my heart. My grote God, onze Vader wat in die hemel is. Vandag kom ons tot die volke hier op die aarde en ons bring aan U die prys, want U is ons skepper. U is ons herskepper. U het ons gered van die kloue van Satan. Vader, en daarvoor is ons U ewig dankbaar. Daarvoor het ons U lief. As ons rondom ons kyk, kan ons sien die wêreld is in 'n warboel. En ons dank U dat U vir ons die Bybel gegee het. Dat U vir ons 'n rigtingwyser gegee het. 'n Kompas wat van die begin af reguit en waar is. Dat ons 'n God aanbid. Wat gister dieselfde is as wat hy vandag is en wat hy môre gaan wees. Dat ons nooit hoef af te wyk van die waarheid nie. Want ons weet U kompas is trouw. En ons wil graag eendag, wanneer U kom om U kinders te kom haal, deel wees van daardie skare, wat sal opkyk en sê, halleluja, daar is ons verlosser. Mag ons altyd die woorde binne in ons hart hou. Ons bid ook vir ons land, o Vader, nêrens in die wêreld blyk dit of dit maklik gaan. Maar ons bring ons land, sy leiers, sy mense, en ons bid vir hulle. Vader, dan bid ons ook vir die gemeente wat hier teenwoordig is. Ons het opgekom na die kerk, want U is ons Vader. En ons is hier om ons hulde aan U te bring. Ons dink aan diegene wat nie vandag hier kan wees. Diegene wat gebuk gaan onder aanslae van die Satan, van siekte, finansiële moeilikheid, mense wat nie werk het. Ons bid vir hulle almal. Ons bid vir die ouers vandag, ons bid vir die jonges wat nog deur baie dinge moet gaan. En ons vra dat U hand oor hulle sal hou, dat U die pad vir hulle sal wys. En mag ons nooit vergeet om U te bid en vir ons te vra om ons te help. Ons sê dan ook vir U baie dankie vir die vermoëns wat ons weer kon terugbring aan U vandag in terme van finansiële bydraes. Bydraes wat gedurende die week ook gemaak is. Neem dit vermenigvuldig dit en seën dit asseblief. Dankie ook dat ons vandag die broer Regine het wat vir ons die boodskap sal bring. Ons aanbid U in vryheid en dankie dat U hom gebruik as U boodskapper. Mag dit vandag in ons harte ingeneem word en mag ons besef die woorde is nie syne nie, maar kom van ons God. Dit kom van ons Skepper. Ons vra vir oorwinning oor sonde. Dis my gebed in U naam se naam. Amen. Ek vra dat ons net asseblief die oë sal sluit vir 'n oombliekie. Here, ons is volgende hier om aan U voete iets te leer. En ons vra, Here, dat U asseblief in hierdie oomblikke ons harte sal ontvanklik maak en oopmaak. En dat U asseblief die Heilige Gees sal stuur om ons te vul, sodat ons mag groei, dieper vir U kan word, en nader aan U kan kom. Amen. Ons skrifteerlesing vanoggend kom uit Filippense 1 vers 2 tot 6 uit. Om net vir almal 'n geleentheid gee om daarna toe te gaan en hierdie tekste het vir my besonderse betekenis. So Filippense, ons begin by hoofstuk 1 vers 2. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader
en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. En dan die belangrikste gedeelte. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So Paulus het vertrou dat die werk wat in ons lewens begin is, voltooi en gereed sal wees die dag wanneer hy ons kom haal. So ons het 'n paadjie om te stap. My titel vandag is die heel eerste vermeerdering van die brode. En dis nogal 'n interessante stukkie. Ek vind ons sukkel weer vandag met die elektronika daar voor jy, Jane, kom jy reg? Kyk jy raak weer baie interessant. Ons gaan also oor wat sê hulle vir ons. Dan sê die heel eerste vermeerdering van die brode. Nou, ek wil eintlik die kinders vandag bederf, maar dis nie heeltemal die waarheid nie, want ek het agtergekom die groot mense luister meer na die kinderverhale as wat hulle luister na die preek, maar ons sal nie dit tegnies raad wat daai nie. So, ons gaan vandag praat oor kos, want my titel is die heel eerste vermeerdering van die brode. En ons gaan vandag begin by sop. Nou, weet nie waar kry ek ewe nou weg nie, maar sop is alles behalwe sy gunsteling dis. Hy sal enige iets eet behalwe sop as hy die keuse het. Hy hou niks van sop. Ek aan die ander kant mal oor groentesop. Lekker dik groentesop vir alles wat koud is, jy kry niks lekkerder as dan. Maar dit is 'n probleem. Maar kom ons kyk. Ons verhaal gaan vandag oor knopiesop. Het enige van julle al gehoor van knopiesop? Ok, baie interessante sop. En kom ons deel met julle die verhaaltjie. Daar was eendag 'n meisie gewees en die verhaal speel hom af hierso in die laat 1800. En die meisie het nog met 'n koets gereis om vir haar oom te gaan kyk. En natuurlik 'n koets, dis perde voor jou, dis stof, dis definitief nie lugversorgde BMW of Mercedes nie. Dis definitief nie 'n aangename reis nie, en dan kry jy nou nog die gate en wat ook al. En sy kom uiteindelik aan, sy kom uiteindelik aan by haar oom, wat bly op hierdie een dorpie, en haar oom sê vir haar, maar, of die mense toe sy afstand van die, ek wil nou net gegaan my logika hier uitfigure. Ek is dood soos 'n donkie, maar is reg. Sy kom by die dorpie aan waar haar oom bly, en sy is vol stof, en sy is moeg, en is hierdie hele geskikkery. En die mense van die dorp sê vir haar, ons beveel aan dat jy eerder na 'n hotel toe gaan, dat jy kan gaan bad en vars aantrek en ietsie lekker eet, want jou oom het ongelukkig 'n bietjie van 'n reputasie op hierdie dorp. Hy is die synigste man wat ons ken in hierdie hele kontinent. En sy sê, nee, vertel vir my, waar bly my oom? Ek wil my oom gaan soek. En sy gaan op pad na haar oom se huis toe. En sy kom aan by haar oom, en sy klop aan die deur, en die oom maak die deur oop, en toe sy die deur oopmaak, gryp sy haar oom om die nek, en sy gee hom 'n drukkie, en sy sê, oom, ek is jou niggie, en ek het vir jou kom kuier. Natuurlik, synige mense kuier gaste. Sy stap hier verby hom, en sy sê, oom, dis so lekker om jou te sien. En weet jy wat, ek het was die hele tyd op die
op die koets gewees en ek is verskriklik moeg en ek is baie honger en oom dalk vir ons iets om te eet. Nou, as ek kos in hierdie huis, niks. En sy sê, ag nee oom, dis reg. Moenie bekommerd wees daaroor nie. Ek gaan vir ons knoopiesop maak. En sy stap daar binne in die kombuis en soms so by die oom verby en sy's daarin en sy kry die grootste pot wat sy kan kry binne daai kombuis en sy pak hom op teen, gooi vol water. En sy sê, oom, kyk nou net hier, want sy haal 'n knoop uit haar sak uit. En sy vat die knoop en sy gooi hom binne in die pot in. En sy sê, oom, weet oom wat die laaste keer toe ek knoopiesop gemaak het, toe ek agtergekom is en mense het die sout en peper by gooi, dan bring dit die smaak uit. Oom kyk so bietjie, hy sê, ek kan dit doen, en haal sy weg. En sy volg hom en sy sien, maar hier stap hy binne in die stoorkamer in en jy sien net sakke vol kos en speserye en sout en peper en hy bring vir haar so klein bietjie uit. Sy vat hom, sy gooi in en sy sê, oom, weet oom wat, die vorige keer wat ek hierdie sop gemaak het, was dit op 'n kompetisie gewees. En ek het 'n prys gewen vir die lekkerste sop. Maar daardie keer het ek 'n bietjie wortels en aardappels ingegaan. En dis nie reg nie, jy sien oom en hy's weg en hy's binne in die skeur en daar onder die strooi gaan grou hy die wortels en aardappels uit. En terug is hy binne in die pot. En sy sê, oom, die laaste keer toe ek hom gemaak het, ek gedink, miskien as ek so 'n klein bietjie eie kan bygooi, dan gaan dit nog lekkerder. Dag is oom en hy kom uit terug. Eie, binne in die pot. En nou sit hulle met hierdie massiewe pot sop. En sy sê, oom, wat gaan ons doen, want die twee van ons kan nie hierdie pot sop eet nie. En hy sê, gooi dit in bottels en stoor dit. En sy sê, nee oom, ek dink nie hulle gaan hou nie. Kom ons nooi die mense van die dorp om ons te kom help om hierdie massiewe pot sop te kom eet. En hulle doen dit toe, en almal het gekom en geëet, en die oom was baie knorrig geweest, maar toe hy nog so wil begin praat, toe sê sy, onthou oom, dis knoopiesop. Hierdie pot is gemaak van 'n knoopie af. Jy het nie nodig om bekommerd te wees. So wat se les het ons om te leer? Partykeer is vrygewigheid die manier om te gaan. As jy nie die reputasie kry van wat ons daai suiwige oom is. So ons verhaal wil ek vir ons bietjie uitbring by Jesus. Nou, almal van julle het al gelees van die eerste vermeerdering van die brode. En dit is die opskrif wat 'n mens kry in Matteus 14 by vers 13. Eerste die voeding van die 5000 of eerste vermeerdering van die brode. Maar ek wil vandag julle vat na 'n ander plek. Ons wil begin hierso. Want op hierdie dag, by hierdie geleentheid, het Jesus gebruik gemaak van 5 broodjies en 2 visse. En hoeveel mense het hy gevoed? Wie kan onthou? 5000. En dit sê 5000 behalwe vir die vrouens en die kinders. So as jy vat dat op planeet Aarde is daar omtrent eweveel mans as wat daar vrouens is dit 5000 plus nog 5000, dan kry jy by 10.000. Die meeste huisgesinne vandag 2 kinders, so jy vat 10.000 die maal van 2, so jy praat van omtrent 20.000 mense wat kos gekry. Maar ek wil julle vat na 'n ander plek. Die heel eerste vermeerdering van die brode. En ek wil hê julle moet saam met my gaan. En ons gaan gou kyk na 2 Konings en ek wil hê julle moet saam met my lees asseblief. 2 Konings 4 vanaf vers 38 tot 40. En ons gaan so 'n paar versies lees en ons gaan 'n bietjie praat oor wat hier aangaan, want hier is 'n paar baie interessante dinge. En dit sê vir ons in 2 Konings 4 vers 38. Weer het Elisa in Gilgal gekom en daar was hongersnood in die land. En terwyl die profete seuns voor hom sit, sê hy aan sy dienaar, sit die groot pot op. Wat die ene? Die groot pot.
en maak 'n kooksel klaar vir die profete se. Hy sê nie vir hulle wat hulle moet maak nie. Hy sê net maak vir hulle iets. Want dit was hongersnood gewees. Vers 39. Toe gaan een uit in die veld om groente te versamel. En hy het wilde ranke gekry en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk. En gekom en dit in die kookpot stukkend gesny, want hulle het dit nie geken. En hier het Eugene se brein begin werk. Hulle het dit nie geken en karkoere. Nou ek moet erken, ek is een van die gelukkige mense, ons het groot geword in Suidwes. Maar kom ons kyk wat gebeur. Vers 40. Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet. Maar net toe hulle die kooksel eet, skreeu hulle en roep, man van God, die dood is in die pot. En hulle kon dit nie eet nie. Kom ons begin by Gilgal. Gilgal is 'n baie interessante plek. Soos wat julle kan sien, ek het vir julle 'n fotootjie van Gilgal in die hande gekry. Dit is pragtig, dis dobergroen, maar ek jok, né? Lyk vir my soos woestyn daar. Nou ek het groot geword, of 'n groot deel van my lewe was ek in 'n plek met die naam van Katima Mulilo. En hulle het gesê Katima Mulilo is so warm soos die hel met 'n deksel. En om die punt te illustreer, ons het semi-gereeld teruggekom Pretoria toe en dan land ons hier gewoonlik met die weermag se vliegtuig en ons praat van so Desember maande, Januarie maande, is dit die koue maande? Dan kyk die mense as ons van die vliegtuig afkom en kyk hulle hier so snaaks aan. Want ons almal het truie aan en jasse aan, want ons kry koud in Pretoria. Warm blik. Gilgal. Gilgal in die Bybel is baie interessant. Gilgal was die plek waar die Israeliete hulle eerste kamp opgestaan het nadat hulle oor die Jordaan getrek het. Toe hulle op pad was om Jerigo aan te val. Dit was ook die plek waar hulle die eerste Pasga gevier het. Dit was ook die plek waar hulle die land van Israel verdeel het nadat hulle die hele land van Kanaan oorwin het. Dit was ook die plek waar koning Saul bevestig is as die koning. Dit was ook die plek waar Saul 'n offer gebring het wat hy nie mag gebring het. Dit was ook die plek waar Saul en Samuel die laaste keer met mekaar gepraat. En dit was ook die plek waar ware en vals godsdiens in Israel vermeng geraak. Die volgende woordjie wat ek wil hê ons moet na kyk is die hongersnood gedeelte. Nou vir die van julle wat 'n aantekening wil maak, Levitikus 26 vers 18. Die Here sê vir hulle, as julle na my luister, sal dit met julle goed gaan. Julle sal 'n fantastiese land hê met goeie oeste. Ja. Maar Levitikus 26:18. En as hulle dan nog nie na my luister, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te vergelden. En ek sal julle trotse mag verbreek en sal julle hemel maak soos yster. As nog wolkie in sig. En julle aarde soos kook. Papa, jy gaan kan ploeg. Jy gaan nie kan plant. Die probleem het vir my gekom binne in hierdie versie. Nou, ek wil hom vir ons lees in die 2020 en die 1983 vertaling, want hulle sê presies dieselfde. En een van hulle het uitgegaan in die veld om wilde malvablare te haal. Hy kom toe af op 'n wilde ramplant en pluk bitter appels daarvan af.
totdat die vou van sy pleet vol was. En vir my, ek was nuuskierig oor hierdie ding van karkoere. Nou spring ons van karkoere af na bitterappels. Bitterappels. En dit is wat ons gelees het in die 53-83. Hy het uitgegaan vir groente, hy het afgekom op wilde ranke, wat bekend is karkoere. En die ander ding wat julle moet onthou, is iets wat hulle nie geken het. Spring ons na 'n bietjie Engels toe, verskoon my vir die ene. So one went out into the field to gather herbs, wat jy maar nie die sê nie, herbs, and found a wild vine, and gathered from it a lapful of wild gourds, and came and sliced them into the pot of stew, though they did not know what they were. Eugene, navorsing. Nou wil ek weet, wat gaan aan jou? Karkoere. Sien julle die pragtige blommetjies? Dit is 'n mooi geel blommetjies daar so aan die bokant. Dit is soos wat die plant lyk, en hierdie spesifieke foto is geneem in die Kalahari woestyn. En dit is soos wat die pragtig lyk. Nou, ek het toe gaan lees oor karkoere. Nou hulle sê, karkoere is bekend as Kalahari hartlemoene. Ook bekend as Samas in die Damara en Namas tale. In Engels is dit 'n wilde hartlemoen. In Afrikaans is daar 2 interessante name, of 3 van hulle. Een van hulle is 'n bitterboela of 'n karkoer. Nou wie van julle het al die goed gesien? Fantasties. Okay. Ek het hulle ook geleer ken in Suidwes waar ek groot geword het. Nou, hulle is ook bekend as 'n makataan en hulle kry iets met die naam van mokate olie uit hierdie goed uit. Nou mokate olie is 'n verskriklike interessante ding. En ons gaan nou praat oor dit. Maar karkoere kry jy in die Kalahari, jy kry dit in Namibië, jy kry dit in Botswana, maar jy kry dit ook in Suid-Afrika, veral in die Noordwes-provinsie. En sommige van die mense het my gesê, hulle kry dit selfs in Bronkhorstspruit het hulle karkoere. Nou die karkoere kan jy gebruik, of die vee kan dalk wei, hulle het nie 'n probleem daarmee nie. En 'n karkoer is baie naby aan 'n wartlemoen, en hy het omtrent 90% se vog in, 90% se water. Maar die olie wat hulle kry uit die sade uit, is net so interessant. Die olie wat hulle kry uit die sade uit, het ook heel wat proteïene binne in dit. 35%, 50% olie en baie eetvesel. Nou die navorsing wat ek gedoen het, het gesê die Boesmans kan leef op karkoere so vir 6 weke lank, sonder enige probleme. En wat nog interessant is hierdie olie het hulle gemeng en 'n tipe van 'n pasta maak hulle van die saad. En as jy dit smeer op jou vel, vorm dit 'n natuurlike sonbloem. Nie net dit nie, jy kan die karkoere gebruik om merkies en skade op jou vel mee te verbeter. So dit het kosmetiese toepassings om jou te laat beter lyk, my kind. Kyk, nou die Bushmans wat hulle gewoonlik doen is, daar's natuurlik nie vreeslik baie water nie, so wat hulle aangevang het, is hulle het altyd gemeng met speeksel. Interessant, die saad is glad nie giftig nie, maar die vrug self is 'n bietjie van 'n probleem. So wat het hulle gedoen? Die eerste ding wat baie interessant is, die saad kan jy eet as jy honger is. Jy kan hom fyn stap, jy kan meel maak, jy kan jou pap daarvan maak, sonder 'n probleem. En toe ek besig is met my navorsing, kom ek af op 'n resep vir karkoerkonfyt. Klink nogal interessant. En een van die goed wat hulle gesê het, is die gif in die karkoer gee jou 'n bitter smaak, maar as jy hom kook, dan breek die gif af.
Maar nou is daar 'n probleem, want ons is besig om te lees van iets wat gebeur het in Israel en Karakura kom voor in Suid-Afrika, Namibië, Kalahari, Botswana. Dis nie naby nie. Karakura is ook net giftig as hy 'n intense bittersmaak het. As hy nie die bittersmaak het nie, dan nie jou. Okay. So, het ek die regte plant weet? Definitief nie. Nou moet ons bietjie verder gaan soek. Toe kom ons af op die volgende een. Sien julle die pragtige geel bolletjie? Lyk verskriklik baie soos 'n karakoor. Dit is hoe die plante lyk. Lyk dit soos 'n karakoor? Ja. Kyk na die plant self. Hierdie foto kom spesifiek. Ek dink hy's geneem in Iran as ek reg kan onthou. Baie interessant. Maar hierdie plant het heeltemal 'n ander naam. Sy Latynse naam is Cyperus colocynthus. En hy het ook 'n paar baie name, onder andere colocynth. Hulle praat van hom as die bitterappel, hulle praat van hom as die bitterkomkommer. Hierdie een was interessant, die ranke van Sodom. Baie interessant. En natuurlik in Engels wild goose. Okay. En hierdie ding is giftig, maar soos 'n nie giftig nie, hy is baie giftig. Waar kom hy voor? In die area rondom die Middellandse See, die Levant, Israel, Iran, Irak. Regte plant? Definitief hy. Hierdie plant is egter cytotoksies, met ander woorde, hy maak jou selle en jou weefsel maak hy dood. En hy is so giftig, hulle kan hom nie eers gebruik vir tradisionele medisyne. Hy is regtig waar baie giftig. Nog iets interessants oor hierdie ding. So 'n paar jaar gelede, om die waarheid te sê in die jaar 2018, wat nie baie lank gelede was nie, is daar 2 dames in Frankryk wat vir hulle 'n sop gemaak het van hierdie plant. Raai wat gebeur met hulle? Vergiftig, naarheid, braking, diarree. En is baie interessant. Hoekom kry hulle naarheid, braking en diarree? Want 'n mens se liggaam probeer om van die goed wat binne in jou liggaam is wat nie daar hoort nie, probeer hy ontslae te raak. Hoor toe onder toe enige min. Okay. Die 2 dames het vir hulle sop gemaak. Hulle het die sop geëet en solank hulle met al die simptome binne die hospitaal, hulle het dit oorleef. En interessantste van alles is 'n paar weke later toe val elke enkele dooie haar op hulle liggaam en val uit. Alles. Alle hare. So, nou het ons ten minste die regte plant teen. As ons bietjie verder kyk, die oplossing tot die probleem kom vir ons in vers 41. Maar soos wat julle sien, het ek vir julle 'n prentjie van 'n groot pot daarso. En nou moet ons gaan kyk na gif. En ek wil hê ons moet vandag gaan kyk na gif op verskillende plekke en op verskillende maniere. En so 'n paar jare gelede, en dit gebeur gereeld, word daar adventiste navorsing gedoen deur verskillende persone. Ek weet dit onder andere gekyk na ons dieet, hoe lank ons leef, wat eet ons en allerlei sulke interessante goedertjies. En ek het hierdie week het ek 'n beriggie gekry van 'n tannie op die aftrede ook. Sy is 105 jaar. Sy het, ek dink sy verjaar volgende week, as ek dit reg het, 105 jaar. So per ongeluk, sy is nie aan. Navorsing op die Adventiste Kerk. En ek wil saam met julle 'n paar van hierdie goed deel. Nou dit is statistiek. Maar ek wil hê elke een van ons moet gaan kyk waar pas jy in binne in hierdie statistiek. Een van die goed waarna hulle gaan kyk het is hoe gereeld lees Adventiste hulle Bybel. 48% sê 1 of meer keer per dag. Elke dag? Ten minste 1 of meer keer. 28% sê meer as 1 keer per week.
13% sê ongeveer 1 keer per week. En dan 7,5% sê minder as 1 keer per maand. En 2,8% van mense binne in ons kerk sê hulle lees nooit Bybel. Waar is jou stand? En ek wil baie graag hierdie in ons gemeente doen. Maar ek dink Mel gaan my dalk 'n pak slaag gee as ek dit ja, maar ons sal kyk. Persoonlike aanbidding. Nou wat bedoel hulle met persoonlike aanbidding? Met persoonlike aanbidding bedoel hulle mense wat 'n dagstukkie lees of hulle sabbatskoolles doen of iets in daai lyn. Met ander woorde, aanbidding op 'n ander manier of op 'n ander vorm. Dagstukkies wat ook al Johnny se stukkies wat hy vir ons op die mannebediening stuur, dankie Johnny. Al daardie tipe van goeders, persoonlike aanbidding. Bietjie beter statistieke. 1 of meer keer per dag, amper 52%. 1 keer per week, 20%. Of 1 of meer keer per week, 1 keer per week, 11%. Minder as 1 keer per maand, 8%. En 6,4% sê nooit. Waar staan jy? Volgende persoonlike gebed. En hier lyk dit daarom 'n bietjie beter. Amper 2/3, ons is so amper by 66%. Bid 1 of meer keer per dag. O, en per ongeluk, dit sluit uit om te bid vir jou maaltyd. Dis nie gebed vir dankie vir die ontbyt of die middagete of die aandete nie. Dit is gebed met die Here bo en behalwe jou gebed vir jou voedsel. 1 of meer keer per week, 17%. 1 keer per week, omtrent 8%. Minder as 1 keer per maand, 6%. Nooit 4. Sien julle gif in die pot? Ek sien gif. Geestelike gif. En nou wil ek net toets om te kyk wie van julle is nog wakker. Ek gaan vir julle 'n verhaaltjie vertel van 'n leraar wat huisbesoek gedoen het. En hy gaan kyk by die tannie en toe hy daarso sit by die tannie en sy 'n klein bakkie met grondboontjies op die tafeltjie. En hy sien dit en hulle sit en gesels en vra tannie, hierdie grondboontjies lyk so lekker. Kan ek maar 'n bietjie daarvan eet? En die tannie sê vir hom, beslis nie, maar geniet jouself. Let op die woorde, beslis nie, maar geniet jouself. En hulle sit en kuier en hy begin te eet en na so 30 minute kom hy agter my het al hierdie grondboontjies opgeëet. En hy sê tannie, ek is baie jammer, ek sal hulle vir jou vervang. Ek het nie bedoel om almal op te eet nie, maar hulle was regtig lekker. Tannie sê leraar, moenie bekommerd wees daaroor nie, dominee wees rustig daaroor. Jy sien ek het 'n probleem. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek my tande verloor. Nou ek kan nie meer grondboontjies eet nie, maar wat ek doen is ek suig al die sjokolade af en dan sit ek hulle binne in daai bakkie in. Okay. So kos. Hongersnood. Hoekom was daar hongersnood gewees in Israel? Hulle was besig om af te wyk van die wil van die Here. En die Here het gesê, jou grond gaan word soos wat Elisa was by die kweekskool. Hulle het dit daai tyd die profete skool genoem. Hulle het gaan soek vir kos buite in die wêreld. En wat het hulle gekry? Gif. En ons het nou gekyk na een tipe van gif. Geestelike gif. Wat se ander gif is in jou pot van jou lewe vandag? Ek gaan vir julle 'n paar voorstellings doen. Dis nie 'n volledige lys nie. En sommige van die goed is hard. Nie bietjie hard nie. Baie hard en baie moeilik.
Selfone. Spesifiek Facebook. Iemand wat vandag in hierdie kerk sit, het vir my vertel van 'n familielid wat om verskoning vra op Facebook dat hulle die gesprek onderbreek omdat hulle eers met toilet toe gaan. Dink dan. Kos. Medisyne. 'n Persoon kan gif wees vir jou. Iemand wat jy ken, wat skade maak aan jou. Of dalk is jy die persoon wat skade maak aan iemand anders. Vers 41, ek het hom nie vir ons op die skyfies gesit nie, maar vers 41 sê, Elisa sê, gaan haal dan meel, en hy gooi dit in die pot en sê, skep uit vir die mense dat hulle eet, en daar was niks verkeerds in die pot. Nou vir die van julle, ek neem aan die meeste van julle kook of kan kook, ek probeer so nou en dan, kry dit gereeld reg om goed te verbrand en allerlei snaakse goed reg te kry. Maar dink julle meel gaan gif neutraliseer? Beslis nie. Maar meel gaan definitief sop verander in 'n breë. Hy gaan hom dikker maak. Nou as jy dink aan die Bybel in die Ou Testamentiese tyd, waarvoor het hulle primêr meel gebruik? Vir brood. Om brood te bak. En dit is die plek waar ek wil hê ons moet uitkyk. Is die meel sterker as die gif? Definitief nie. Maar die meel is God se invloed en die basis van brood en lewende brood. En ek het beloof, ek gaan julle vat na die eerste vermeerdering van die brode. En dit kry ons in vers 42. En daar het 'n man uit Baal Salisa gekom en vir die man van God eerstelingsbrode, 20 garsbrode en vars graan in sy mandjie gebring. En hy het gesê, gee dit vir die mense dat hulle eet. Waar kom hierdie ou vandaan? Baal Salisa. Wat weet julle van Baal? Afgodsdienst. Afgodsdienst. Satan aanbidding. Dis waarvan ons hier praat. Dit is die plek waarvandaan hierdie man kom. En wat doen hy? Hy bring vir hulle 20 brode. Nou, ons gaan nou sien binne in die versie 20 garsbrode. Nou, garsbroodjie is, ons ken dit vandag as 'n ban, wat is die woord? Ban. 'n broodrolletjie. Okay, julle kry die idee. Nou, Elisa het gesit met 'n probleem. Die probleem wat hy gehad het is die volgende. En die dienaar antwoord, hoe kan ek dit vir 100 man voorsit? Hoeveel ouens was daar gewees? 100, 20 broodjies, 100 seuns op universiteit. Hoe lank dink jy julle van daai hou? Nie baie ver nie. Maar hy sê, gee vir die mense dat hulle eet, want so spreek die Here. Hulle sal eet en oorgaan. Sien julle die eerste vermeerdering van die brode? Ons laaste versie wat ek vandag, of ons derde laaste versie vandag is. En hy sit dit hulle voor en hy het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. Eerste vermeerdering van die brode. Nou hier moet ek erken, ek neem 'n bietjie van so 'n bietjie voorbarig, maar ek kan myself voorstel. Hier sit 100 studente en eet aan 'n breedie. En nie na toe of daarna toe nie. Hier kom 'n man aangestap met 'n brood. Nou nie om snaaks te wees nie, ek is ook 'n sneekie.
My aptyd is baie dae uitstekend. En die lekkerste ding wat jy kan kry, sop saam met 'n broodjie of 'n breedjie saam met 'n broodjie. My persoonlike keuse is die snaaks, want ek het baie arm groot geword in Namibië. En een van my gunsteling disse is pap saam met sop. En die van julle wat dapper is, probeer dit eendag. Baie interessant. Ek is mal daaroor. Probeer dit. Hierdie man wat aangekom het. Hy het aangekom op 'n tyd toe daar hongersnood was. En hier gebeur 'n wonderwerk. Hierdie man was egter 'n voorbeeld van gehoorsaamheid vir ons. Want hy het van die eerstelings oes gebring. Hy het vertrou op God in 'n tyd van hongersnood. Hy het geluister na die stem van die Heilige Gees. Elisa gee 20 brode vir 100 man en God vermeerder dit. Sy doel, brood en 'n seën vir elkeen. En een van die lesse wat ons vandag het om te leer. Ons moet vrygewig wees en ons moet God vertrou. Bring jou eersteling aan en vertrou op God vir die. En ons laaste teks vir vandag is en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Onthou julle die meel? Wie na my toe kom sal nooit honger kry. En wie in my glo sal nooit dors. Dankie.
Kom ons buig die hoofde. O Here, die meeste van ons sit vandag met een of ander gif in ons tyd. En ons wil vra, Here, dat U asseblief die meel en die brood in ons lewens sal word, sodat daardie gif geneutraliseer en verwyder kan word uit ons lewens. O Here, baie keer weet ons nie eers wat die gif is nie. Maar ons weet, U kan dit aan ons bekend maak. Help ons, o Here, om rein voor U te kan wees, sodat ons gereed kan wees as U ons kom haal. O Here, wees U saam met ons, en die res van hierdie dag en die week wat voor lê. O Here, ons vra dat U asseblief daardie gif sal verwyder uit ons lewens, sodat die werk wat U in ons begin het, voltooi mag wees die dag van Jesus. Amen. Grace, streams of mercy, never ceasing, call for songs of